Die vuurwerk hypnotiseer my, maar ek kan ook nie help om te dink aan al die honde wat ons vroeër die middag in Strandfontein se strate gesien het nie. Die German Shepherd en die Husky wat mekaar versigtig probeer bevriend van snoet tot stert. Hulle wil seker maak of hulle saamstem oor Amerikaanse politiek. Want dit is mos onmoontlik om kop of stert uit te maak van plaaslike politiek. Die hond met die baard wat sukkel om sy eerste draft van 'n boek oor sy wilde voorsate klaar te skryf. En nou vir almal grom. Die ratse een met die breinvlek oor sy oog wat vir die golden retriever aan sy mense ander leiband probeer verduidelik hoekom elke keer soos die eerste keer voel wat hulle in hierdie straat afloop. Waar is hulle nou? Terwyl die vuurwerke so skote klap. Dink hulle die wêreld is besig om te eindig? Die meeste mense dink dit begin nou eers. Wat maak die ou jaar so sleg? Daar's natuurlik sommige jare wat gepaard gaan met verskriklike verlies. Maar wat van 'n ooglopend heel gemiddelde jaar? Was dit regtig so aaklig? Of is dit soos daai jeans wat net uit die mode is? Al sit hulle teen hierdie tyd eintlik baie gemaklik. Ek dreig heeltyd dat ek myne net weer gaan daai en dan sal ek hulle weer kan dra. Is dit nie wat 'n ou jaar verdien nie? 'n makeover, 'n upcycle, 'n glow-up. Zanelda dink daai jeans se tyd is verby. Sy Balenciaga alarm se keypad flikker op maniere wat sy nie ken nie. Dit maak haar agterdogtig, soos ons maar is, oor die onbekende. Behalwe as dit kom by die nuwe jaar. Dis soos die nuwe mense op die dorp waarmee ons nog nie genoeg gepraat het om agter te kom. Hulle stem eintlik nie saam oor wat ons moet doen. Oor daai eenrigtingstraat waarin almal heeltyd teen die verkeer ry nie. Ek het myself al in 'n liedjie bestempel as vervloek met die drang om terug te verlang. Dit is immers moontlik om iets soos hoërskool of 'n eerste jaar op universiteit te haat, net om dit 'n paar jaar later met heimwee te onthou. Op Potch het die seniors altyd gesê, die eerste jaar se oriëntering is die lekkerste tyd van jou lewe wat jy nooit wil oor hê nie. Ek dink daai sêring was eintlik al gewild in die dae van militêre diensplig. Hoekom doen julle dan soveel moeite om dit so onvergeetlik goor te maak? Sou ek graag wille vra, maar dan sou ek net nog push-ups moes doen. Is dit dalk 'n goeie strategie vir vorentoe kyk om die jaar wat so pas verby is sleg te sê? Of is dit eenvoudig net te onlangs? Is dit nie maar ook menslik om na 'n paar jaar die meeste slegte goed onder die mat in te vee en die goeie te behou nie? Is dit hoekom ek nou al sukkel om te laat gaan? Hoe kan ek weet wat die toekoms inhou? Opwinding? Ja, maar ook nie veel sekerheid nie. Dis wat die verlede daarmee heel hanteerbaar laat voel. Ek is daarom al daardeur. Skrape, verleentheid, trane, verveeldheid, verwondering, vreugde en al. Hoe dit ook al sê, ek kry die boodskap. Verlede jaar is amptelik verby. So ek moet ook bykom. Dalk kan daai Jack Russell vir my verduidelik hoekom elke keer soos die eerste keer voel wat ons in hierdie straat afloop. Voorspoedige nuwe jaar.